Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ek kyk vandag saam met jou na 'n baie interessante gedeelte vanuit Eksodus hoofstuk 26 met die tema 3 lae. Ek gaan vir jou 3 verse lees, Eksodus 26 vers 1, vers 7 en vers 14. Vers 1: Maak die tabernakel uit 10 stukke materiaal. Daar moet blou, pers en bloedrooi draad in die materiaal ingeweef word. Daar moet ook gerubs daarop uitgeborduur word. Vers 7: Maak ook nog 'n tweede laag vir die tent, dit moet van bokhaar wees. En dan vers 14: Maak 'n derde laag van gebreide ramsvel, sit 'n laag van gebreide vel bo-oor. So God is besig om vir Moses baie presies te verduidelik hoe die tabernakel gebou moet word. En daar is besonderse simboliek aan die hele ontwerp van die tabernakel wat in baie opsigte voorheenwysing is van die toekomstige tabernakel waarin God uiteindelik sy woning sal kom maak vir die laaste gedeelte van die bestaan van hierdie aarde, naamlik die mens. Ons weet vanuit die Nuwe Testament dat God deur sy Heilige Gees in die gelowige sy woning kom maak het. Die mens word die tempel van die Heilige Gees. God kom maak sy woning in ons en die tabernakel is 'n heenwysing na daardie realiteit toe. Ons weet die tabernakel het uit 3 dele uit bestaan, naamlik die binnehof, die heiligste en die allerheiligste. Dit word grootliks gebruik vir die uitbeelding van die mens se verhouding met God, vanuit die binnehof waar daar afstand is tussen ons en God, verby die altaar waar versoening bewerk is, deur die heiligste waar die brode en die kandelaar is, sprekend natuurlik van die ontvangs van Jesus as die brood en as die lig van die lewe, en dan deur die gordyn wat Jesus vir ons oopkom maak het, tot in die allerheiligste waar daar intimiteit tussen my en God kan plaasvind. Maar daar was nie net hierdie 3 dele nie, daar was ook 3 lae aan die tabernakel gewees. Daar was 'n onderste laag wat baie mooi was, baie kleurvol, borduurwerk, goue hakkies waarmee dit vasgesit is. Bo-oor hierdie laag was daar 'n laag van bokhaar, vaal en koperhakies wat gebruik is vir die vassit van hierdie laag. En hierdie laag moes dan bo-oor die mooi binneste, onderste laag wees en hy moes dit bedek. En dan heel bo-oor was daar 'n laag van ramsvel wat as 'n dak gedien het, en dit was nog meer eenvoudig en vaal gewees. En dit beeld vir my die mens as gees, siel en liggaam. Die mooiste deel van die mens is die binneste deel. Dit die deel wat ander mense nie sien nie. Slegs God sien dit, en dit is 'n mens se gees. Die tweede laag is die siel, en dit bedek die gees. Dit is meestal waarmee mense te doen gaan kry as hulle met my te doen kry. Is hierdie sielsdimensie van my emosies, my gedagtes, my wil. En dan is daar die boonste laag wat maar net die vel is, die liggaam, wat die siel en die gees moet huisves en moet beskerm. Mag my waarde en my aandag ook die prioriteit van hierdie 3 lae reflekteer, van binne na buitentoe. Al 3 is belangrik, maar die gees bepaal die waarde van die hele tabernakel. Mag ek dan ook meer waarde heg aan my gees en die gesondheidstoestand van my gees, meer as selfs my liggaam en my siel. Mag my gees uitwerk na die buitenste laag toe, om dit ook dan te beïnvloed vir Jesus en vir die doel wat ek uitleef as 'n tempel van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U in my kom woning maak het. Mag U tuis wees in my lewe. Mag ek gees, siel en liggaam die doel wat U vir my het uitleef. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou tot volgende keer.